Elke hond kry sy dag. Hoe om jou hond soos 'n regte hond te laat voel en so sy liefde te wen. Geskryf deur Owen Jones, vertel deur Dini Stein. Gepubliseer deur Tactime. Hoofstuk 1. Keuse van 'n hondehokvriend. As jy in jou gesin of jy alleen besluit het dat jy 'n hond wil kry, is die eerste ding om te doen om die vraag te beantwoord: hoekom? Ja, honde is oulik, liefdevol, beskermend, mooi en pret om mee saam te wees. Al die dinge en nog meer. Maar hulle is ook tydrowend, vereis baie aandag en duur wanneer hulle siek is. Hulle kan ook duur wees om te voed, te versorg en te verseker. So, hoekom wil jy een hê? Daar's baie goeie redes, maar dit is die beste om van die begin af eerlik met jouself te wees, want dit sal die tipe hond wat jy wil of moet hê, beïnvloed. Is jy op soek na 'n skoothondjie? Iets om jou geselskap te hou, wat nie veel oefening sal verg nie? Daar is baie klein rasse, maar party is hakskeenbyters. As jy in 'n woonstel woon, sal dit jou bure irriteer. Word jy selfs toegelaat om 'n hond aan te hou in jou huurooreenkoms? Wil jy 'n hond hê om jou kinders bekend te stel aan die diereryk? Goeie idee. Miskien 'n effens groter hond in daai geval, een wat jou kinders kan moeg speel. Sommige rasse sal heeldag speel, wat ideaal is as jy 'n paar kinders het. Anders mag 'n meer ontspanne ras meer gepas wees. Is jy op soek na 'n waghond? Sal hy binne of buite woon? Selfs 'n klein Yorkshire Terrier sal jou waarsku teen rondsluipers, maar sal hulle waarskynlik nie afskrik nie. Aan die ander kant sal 'n Doberman of Rottweiler hulle laat skrik, maar jy kan dalk met 'n regsgeding op jou hande opeindig, afhangende van waar jy woon. As jy weet hoekom jy jou huis met 'n hond wil deel en watter grootte en temperament van hond jy soek, is jy halfpad daar. 2 ander belangrike faktore wat in ag geneem moet word is: Nommer 1. Hoeveel spasie jy het. Sal die hond heeldag in 'n veilige omheinde tuin kan dwaal, of sal hy binnekant moet bly met min om te doen? Is jy van plan om gereeld met die hond te stap, of verwag jy dat hy vir sy eie oefenbehoeftes moet sorg? As jou tuin groot genoeg is, kan jy waarskynlik 1 keer per dag se loop oorslaan, maar hy gaan steeds wel uitgaan, om sommige van die plaaslike inwoners te ontmoet, sommige van hulle te beruik en 'n paar bosse of lamppale te besprinkel. 2. Is jy allergies vir honde of dierehare? Indien wel, is dit nie 'n totale ramp nie, aangesien sommige honde hypoallergeen geklassifiseer is. Het jy dit geweet? Soos velroom. So jy kan een van daardie honde kry. Hulle is dalk nie die volledige antwoord nie, maar hulle sal minder ontwrigtend vir jou immuunstelsel wees. Dit is duidelik dat groter honde oor die algemeen meer oefening nodig het as kleiner honde, so as oefening 'n probleem gaan wees, omdat jy bejaard, siek of gestremd is, dink aan 'n hond wat kleiner as kniehoogte is, want selfs op kniehoogte is hulle meer geneig om jou moeg te maak as andersom. Veral die skaaphonde en ander herders of jaghonde, hulle kan die hele dag hardloop. Hypoallergene honde. Die verskil tussen die nie-hypoallergene honde en hypoallergene honde is dalk nie duidelik vir diegene wat nie aan allergieë ly nie, maar leiers sê hulle is genoeg om die aantal allergieaanvalle wat hulle het, wanneer hulle naby die honde is, te verminder. Vir diegene wat 'n hond wil besit, kan dit baie frustrerend en selfs depressief wees, om nie vir 'n lang tyd in dieselfde kamer met hulle troeteldier te kan wees nie. Dus vir hulle, om 'n hyperallergene hond te koop, kan die enigste manier wees om 'n hond in hulle huis te hê. Alhoewel hulle nog steeds allergieaanvalle mag ervaar, sal hierdie aanvalle minder gereeld en ook minder ernstig wees. Die belangrikste verskil tussen die 2 tipes is dat die nie-hypoallergene honde geneig is om baie hare of bont te verloor. Verder, as die hond se hare dig is, kan dit ook baie dander bevat. Dander bestaan uit dooie velselle, skilfers.
Sample complete. Ready to continue?